Goeiemiddag. Dag. Koud. Ek weet nie, wat dink jy daarvan nie? Maar voor ons dit bespreek, wil ek jou net ietsie vra. Is jy tevrede met jou bank? Ek weet nie. Ek het so 'n bietjie met die bank gestoei, Maar dat lyk nie te sleg nie. maar nou het ek die regte bank gekry, so Ja, hierdie is my FNB bank. hier is my Standard bank. Nice. Nou sit ek lekker. Sê. Hmm. Ons kry goeie terugvoer en ons het klomp vrae en goeders gekry, maar sê gou vir my, het jy al ietsie geplant? Ja, dan ons iets in die grond gesit. As dit mos jy kan krap jy. Ja. En ja, ek dink ek wil ook sê, ek dink ons het 'n goeie klompie terugvoer gekry oor wat ons al gepraat het sover. En ek dink ons 'n paar vrae ook wat ons sommer vandag nou gaan doen op hierdie heerlike sonskyn donderdag, lekker gereën gister. So dit is nou ek dink vandag terwyl ons nou wag, ek baie dankbaar. So hier by my het ek 'n goeie klompie reën en fyn haal gehad, so daai vroeë soeiers vir my het bietjie houe gevat. Maar ek plant hulle met 'n glimlag hoor. Het gaan nooit nee sê vir water nie. By jou kant? Ek dink dit is 'n bietjie agter waar jy trek, maar oor ek baie minder goed nou tot op die oomblik. Met die grond draai, so ons is besig maar om bietjie te bytelploeg. Daar's verskeie redes daarvoor. Maar Ons sal nou dit baie nou nood. bespreek. Kom ons praat bietjie oor. Want ek sien op by my op Facebook as ek ergens 'n foto opsit van waar ek besig is om grond te draai, dan is almal jy sien. Jy ontstel my. Jy sien, nou het hulle toe nou nie gewerk nie. Jy het daar werk hy weer sy lande of as ek nou nie lande werk nie of ek sit 'n foto van Noutel op, dan is dit hy moet asseblief gaan ploeg. Maar kom ons praat 'n bietjie oor hierdie ding. Ek meen ek is ek sê wie ek is 'n aanpasbare ou. Ek self het ook 'n klompie lande gedraai en ek gaan nou my op veel deel met wat ek gesien het nou voor gisteraand se by reën. Maar Wel, ek dink waar jy moet begin, daar's altyd die twee kampe dink ek. Daar's of 'n Noutel man of 'n ou wat sê hy ploeg eerder, hy hou nie van die sukkel nie, maar ek dink albei het dra gewig. Maar ek sê altyd vir ouens, dit is nie 'n geloof nie. Jy plant nie uit 'n spesifieke Bybelhandboekie uit as dit Noutel is of is nie Noutel nie. Jy moet kyk wat die grond vir jou dikteer om te doen. En jy moet nie so boer dat dit moeilik is vir jou om jou trots te moet sluk om 'n ding te doen nie. Dit is landbou is 'n besigheid en ek dink is belangrik om te kan die regte besluit en die regte ding vir jou grond te neem en nie 'n emosionele besluit te neem nie. Ek weet nie. ja, ek dink ook weet net so met bemesting dink ek is bewerking ook krities belangrik, weet, en ek dink ook as jy nie grond hoef te werk nie, moet jy dit nie werk nie. Ja, en ek weet baie ouens val op die sandrage gronde, weet, as jy meer weste toe gaan, daarsoos mos hulle het konstante ystertekort. Weet ek het eendag gehad, ek het gaan praat op 'n boerevereniging se vergadering daar en ek ry daar teen die pad af en ek sien daar's 'n groot knakker. Ek dink dit was 'n Echo gewees. En ek kyk so, maar ek sien daai ripper, ek sien daar's nog spasie tussen die balk en die grond. Ek sê maar weer tradisioneel hierdie ouens, hulle rip ons verskriklik diep. Ek wonder nou is hierdie ou krap hy nou net en weet jy ek so eentjie nog aangaan want hy's amper op die punt. Begin hy daai ding optel, maar hy tel daai ripper en sulke paaiemente op. Weet jy, maar hy sê 1,5 meter. As hier by ons hier so diep gaan rip, gaan jy olie slaan. Maar jy weet, ek dink die ding met bewerking, dit is baie belangrik. Ek dink enige ou kan Noutel. Ek het baie sukses op my sand, maar en ek dink wel enige ou kan ploeg ook. Maar in elke ou se plaas, so ek dink sy kondisies en omstandighede in elke area, weet is van so 'n aard dat daar 'n sekere halfe benadering is, jy weet, en ek dink kom ons kyk gou Noutel of Zero-Til. Ek weet daar's ook die ouens wat sê Noutel praat van definisieverskil, ja. 'n definisieverskil. Kyk, dit is mos, daar sal altyd, as daar 6 opinies is, gaan daar 8 verskillende benaderings wees. So ek sien Noutel as ek versteur nie die grond nie, maar ander ouens sien Noutel is net die kouter wat sny, saad neer en kunsmis neersit en dan gaan jy. Maar wie jy enigiets vir my, jy versteur grond as jy kunsmis neersit. Ons gaan net 'n bietjie of later praat ook oor kunsmis, maar Noutel vir my is geen bewerking van die stroper gelope tot die planter loop. Dis Noutel. Ek weet van ouens wat ook weet hulle dis die lande of hulle sit lemchems deur en dan werk hulle hom net nie voor hulle plant nie. Dit is nie Noutel nie. Dis eintlik maar dis 'n plant. Ja. Weet en dan kan ons sê striptil. Nou hier by ons ook baie ons sê jy het tand op jou planter het,
dan is dit striptil, want jy maak 'n strip oop. Maar ek meen, dit is net 'n gleufie. Of jy nou 'n gleufie of 'n kouter op het, of 'n kouter nou 4 duim loop, of 'n tand 4 duim loop, al twee versteur dieselfde diepte. Weet so, ek sien striptil is in die vorm van 'n ortman, of jy weet, daai tipe bewerking, wat die Amerikaners, daai geel implement van hulle ook, wat striptil, ek gaan nou op sy naam kom, maar uitstekende implement, maar ek sien dit is striptil, wat jy gaan 'n strip, 'n breërige strip gewoonlik, ek dink is so 350 of 400 mm diep strip wat die ouens wat jy werk, en dan radium strip. Ja, so 'n zountil, en weer daai tipe bewerkings, en dan konvensioneel vir minder bewerking wat jy net minder werk en jy rest of 'n deklaag bewerking waar jy soveel as moontlik materiaal en rest op die grond los. En dan ploeg. Kyk as hom maar mooi so Wilton draai. My Wilton staan ook hier so. Ek het vir hom verf hierdie jaar, want weet jy, voor jy nou aangaan met die mens kry, ek het nog gehoor ons kry no-till diste en jy kry 'n no-till jy kry no-till ripper. Ek dink dis 'n bietjie kontras in 'n sinnetjie. Terwyl hierdie glas nog so donkerblou is, dat ek 'n strip vat. Ek dink jy moet gaan kyk na die geskiedenis van jou grond. As dit nuwe grond is wat jy kry, ek het nou eendag toe ons daar by Kevin was, sit ek by hom toe sê ek vir hom, okay, as jy nuwe grond by hier of koop, wat is jou eerste move? Wat is die belangrikste ding vir jou om te doen? En die eerste ding wat hy vat is hy Coletto ripper dis Kombinasie. Ja, hele kombinasie is wat hy in die grond sit. Hy soek suurstof terug in sy grond. Hy breek die stratifikasie en die verdigtings en die goeters op. En van daar af sal hy no-till as hy met no-till, maar hy begin by daai, dit is sy punt waar hy wegspring. En ek dink, ek vat by myself die plaas wat ek by my tannie gekoop het, die ouens wat hom voor die tyd gehuur is kuilvoerboere, so dat elke jaar met die lorries en die kerwers en die goed, alles het in daai lande ingegaan, hulle het nooit gerip nie. En dit gebeur ook wanneer dit reën. En ook no-till manne gewees, so hulle het die kalk bo op gegooi of die gips, wat ek nou nog daar in die lande kry as ek deurgaan. Maar hulle het nooit die grond losgemaak nie. So daar is ernstige stratifikasie en verdigting in daai grond. Daar's geen suurstof in die grond nie. Ek dink party plekke is daai grond so hard dat ek 'n aardwurm kry nie eers daardeur geboor nie. So daar's ook nie jou kanse vir goeie mikrobe lewe en vir jou microbiologie in daai grond. Dit is anaerobies. Dis baie anaerobies want daar is geen suurstof in die grond nie. So ek wil baie graag dekgewasse plant. So maar nou as ons slag gestroop het, jy sê van die stroper tot weer by die plant, is niks nie, maar as ons dekgewasse insit, verander die reëls dan nou weer. Ja, maar dan jy no-till dekgewas, dan was dit jou laaste oes wat daar eintlik of jou laaste gewas wat gegroei het. Ja, nee, okay. So maar ja, ek dink ook ek dink ook daai ding van as jy wil begin no-till, maak seker, wel jou pH moet reg wees en maak seker jy het nie verdigting nie. Want ek kon nog nooit 'n aardwurm met 'n pik in die grond kry. Besig is of met 'n grondboor besig om te kyk of hy die verdigting kan breek nie. En daar is wat jy maar kilowatts weet daai tipe eisters insit en ek dink daar by jou was 'n goeie voorbeeld van stratifikasie. Ek het ook al met stratifikasie gesit, maar ek dink daar by jou was jy het die jackpot nou weer geslaan wat ek dink bad luck aanbetref met dit. Maar daar by jou was regtig 'n rowwe, maak nie saak. Ek dink dis een van die goed. Ek dink Marion Kalmer hulle het daai proef mooi gedoen in Amerika. 30 jaar se kunsmis net op die grond neersit bo. En so fosfaat beweeg, het hulle tot gevind. Jy glo dit of nie, so ek hoop nou die landboukundiges wat hierna kyk, gaan nou vinnig beweeg hierdie fosfaat. So luister nou mooi hoe vinnig beweeg fosfaat. Daar's 3 maniere hoe hy beweeg. Ja. Van die sakkie af tot in die strooier, dis die eerste manier. Dis ook die verste. Dis die verste wat hy beweeg, wat jy ook kan laat beweeg. Ja. En dan as hy in die grond kom, hy beweeg wel per jaar. Ek dink iets soos 0.3 mm of 0.4 mm per jaar. Okay. Of hy beweeg met 'n eyster. Ja. Maar fosfaat by homself gaan nie beweeg nie. In 30 jaar se no-till kon hulle nie kry dat daai fosfaat enigstens enige plek heen gaan nie. Nou ek dink by jou een van daai gevalle van hulle het baie mis toegedien, is 'n bonus. Jy het organiese materiaal probeer lig. Voeding, alles is probeer lig, maar alles het daar bo letterlik in daai boonste, ek dink duim 40 mm by jou, het alles gelê en dit het gestratifiseer. Waar ontwikkel jou wortels?
Alles onder dit. Alles onder dit. So ek dink jy het die voordeel van die bedekking gekry, maar dit help niks want dit raak ook bo eers te droog. Ja. Dit help nie as jou voeding daar lê en as dit droog raak, kom jou wortels nie by dit uit nie. Jy weet, en ek dink dit is waar een van die groot goed kalsium beweeg ook nie. Nou kyk, hier het ek nou al gehoor van waterkalk en korrelkalk en allerhande kalk. Wie wat, ek hou van wegwaai kalk. Ja. Want dit werk nog by my die beste. Maar as jy dit wil inkry daar waar dit moet wees, gaan jy dit met 'n yster insit en daar's baie tools om dit te try. Daar's verskriklik baie implemente. Maak 'n lambeweegblad oop en jy kan gaan kyk blou, geel, groen, pink, rooi. En alhoewel ek dink daai Collo Tiger van Keis, ek het vandag met John Deere hempie aan, so maar ja, so daai Hy gaan nou begin olie lek en dan moet ons 'n aanlok betaal. Ja, so daai Collo Tiger van Keis dink ek is 'n uitstekende kombinasiewerktuig. Ek dink Lemchem het ook so en ek dink baie maatskappye het dit, maar ek dink daar by Kevin en hy het in die week het hy vir my 'n video gestuur van waar hy werk en ek dink vir 'n een paar stoel en ek weet hy hou daarvan ook. Hy het sy missing goed gegooi, kalk is gegooi. Hy sny dit deur, so eerstens al daai voeding wat nou hierbo gelê het, roer hy deur. Hy meng die materiaal ook want hy wil dit afbreek. Want hy het vrek baie materiaal, alhoewel sy mikrobes sit soos hongerkindertjies daar. Hulle wag net Daar is net kos vir die mikrobes. En hy breek sy verdigting op met daai, en hy seël en hy begin klaar met 'n saadbed. Jy weet, so bewerking is nie net meer kom ons stuur gou 'n dis of 'n ding nie. Daar's 'n doel met bewerking ook, en so hy het ook 'n plan met die bewerking. Dis nie net daai van hoor jy mag tradisioneel het ons gebytel of gedit nie. So by jou wat ons nou grond draai, as ons dit moet draai, moet ons dit draai. En by my ook, ek het hierdie jaar my lande wat kalkry het ek gewerk, en wat ek nou net van hou is, wat ek doen is daarna as ek plant 'n dekgewas. Ja. En een van die vrae wat ek nou hierdie week gekry het, dit kan 'n baie lang gesprek ook raak is, maar dekgewasse werk nie oral nie. Nou, ek dink dekgewasse gaan oral werk, maar daar is ook 'n stel reëls vir dit. Jy kan nie dekgewas plant as dit nie reën nie. Nee. Jy moet volg hê. En sê ja, maar dekgewasse droog jou grond uit. Nou sê gou vir my, as jy nou moet kies, kom ek nou hierdie of jy nou vertel, as jy of kom ek skets jou prentjie. Hier's 'n land. As jy die helfte van hom kan vat en jy kan hom dekgewasse plant en die dekgewasse kom op en al groei hulle kom ons sê net so 10 cm, 15 cm, dan is die volg leeg. Langsaan gaan jy gaan sit 'n implement daardeur en jy sit suurstof in daai selfde boonste 10, 15 cm en jy droog hom uit. Albei van hulle gaan tog droog wees. Ja. Maar hier kom die eerste by reën nou. Waar dink jy gaan die meeste water opgevang word? Die meeste water gaan by ons dekgewasse in, want daai wortelstelsel en die kanale wat al daai plante gevorm het, soos 'n spons. Ja. Ek dink jy het dit mooi gesien die week. Gister se reën, eergister se reën, hoe jou lande gespoel het wat jy gewerk het teenoor jou dekgewas. Daar langsaan, ja, weet dit en daai is vir my, dis vir my moeilik om vir 'n ou wat nie, hulle dink dekgewasse droog die grond uit. Yster doen dit ook. Maar as dit begin reën, vang jy meer want jou afloop word gekeer, jou infiltrasie is beter en jy hoef nie, ek weet, kyk en ek moet nou sê om Egon Zinkel, as ek kan sien, hy sit 'n foto op van daai, jy kan skaars die planter sien, daai is al maar reg, né? Dit is so mooi. Nou, kan jy net gou op Egon ek dink op om Egon doen verskriklike goeie werk en dankie vir die werk wat hy hom doen. Maar daai, ek dink almal het ook daai ding van as jou dekgewasse nie so lyk nie, dan doen jy dit nie reg nie. En ek dink nee. By my enige dekgewas is beter as geen dekgewas. Ek weet ek het met Tyson gepraat ander dag ook toe sê hy hulle het hierdie jaar daai dekgewasse eintlik as 'n tool gebruik. Want by hulle is dit ook baie nat gewees. Toe het hulle nog nie die dekgewasse doodgemaak nie. So daai dekgewasse het ekstra vog uit die grond uitgehaal. Ja. Maar so dit het 'n bietjie gehelp om uit te droog, maar weet jy, dis nog materiaal. Nou het hulle geplant, daai dekgewasse is dood. Weet jy hoe lank gaan daai grond nat bly? Ek het hier by my ek het 'n land wat nou, hy het nou ongelukkig nie dekgewasse op nie, maar hy het 'n laag materiaal daar wat verskriklik dik is. En weet jy, met 2 weke terug se 8 mm het ek daai boontjies gaan plant. En ons gaan daar so 1 of 2 video's wat ons gaan bysit nou, wat ons sal JP moet die video's net insit asseblief. Maar ons gaan die video's wys en weet van so die video wat ek geplant het daar en jy kan sien die planter gaan deur. Maar jy kan nie eintlik sien die planters daardeur nie. Dit is hoe hy toemaak. So die waarde van daai deklaag is hier en ek dink dekgewasse gee net vir jou soveel meer materiaal om daar te lê sodat jy kan sien
jy beskerm die grond en alles onder toe en jy kan dalk met minder reën gaan jy baie langer kan gaan en daai boontjies en goed kom op en is net soveel meer. So vir die ouens wat dink 'n keisplanter kan nie nou-tal, of is nie 'n nou-tal planter nie. So, dit is hoe baie materiaal hier is. Dit gouery van hierdie een op die kant. Sy maatjie. Plant bietjie vinnig vir daai enkelselle. Maar ja. Kyk hoe jy kan nie sien waar die planter eers geloop het nie. Om die regte mengsel van dekgewasse ook te kry. Ek dink daar sal ons ook 'n lekker oefeningkie, 'n bemarkingsoefeningkie in die gang want jy kry 20 en 22 en 25 rigting mengsels. Ek het al van hulle geplant en by my kom maar net 4 van die goed op. Nou hoekom het ek 20 goed of 12 of 10 of wat, hoeveel ook hulle aanbeveel plant as ek net 4 goed het wat opkom. En ek voel onder geen omstandighede jy moet alles. By my ek is happy as ek haver by my is 'n goeie opsie. Ek hou van my voererte en ek hou van my radyse. As ek net daai 3 ook hoef te plant hê, dan is ek meer as gelukkig, maar daai van jy moet dit insit. Elke ding het seker 'n doel daarvoor, maar dit help nie jy plant goed of jy sit in die mengsel en dit kom nie op nie. Maar om daai biologiese diversiteit en goed in die grond te kry en jy's ook dekgewasse kan help met stratifikasieprobleme want daar is beweging van ek wil nie sê jy gaan voeding dieper insit nie, maar jy gaan baie keer voeding van 'n dieper kant af onttrek, wat beskikbaar gaan wees vir jou opvolggewas. Jy weet, so daar is ook dit in 'n groot mate kan 'n stratifikasie ook help bekamp of voorkom. Maar hoor gou, dit gaan nie stratifikasie regmaak nie. 'n Wilton gaan vir jou stratifikasie regmaak. 'n CLC met vlerkskade gaan vir jou stratifikasie uitsorteer. So maar maar daar's 'n paar reëls. Ek meen by ons op die hoofveld vir ons om onsself die beste kans te gee vir 'n dekgewas moet ons 'n vinnige soja plant wat ons vinnig kan afstroop en dan hoop ons kry daai laat Maart, April reentjie dat ons iets in die grond kan kry. So dan kan ons gou-gou kalk strooi en ons kan dekgewas insit. Ek dink is die beste eerste prys vir ons. En al is dit net 'n koring of 'n haver of ek het koorrog die vorige keer gebruik en dit het baie nice gewerk want nou het ek daarom nog 'n bietjie 'n weiding ook vir die beeste. Vir die beeste, ja. So dan en dan wanneer jy jou dekgewas in die grond het maar selfs met die oesreste deklaag wat jy het, moet jy net onthou jy het weer wanneer jy wil plant, jou grondtemperature kom nie so vinnig op soos 'n kaal grond. So nou moet jy net weer eens onthou dat ons kan nie in 'n koue grond plant nie. Dis iets wat jy sal moet kyk en jy moet dit bestuur. Maar die voordeel, ek meen jy het 'n onkruidvoordeel. Onkruidbeheer. Jy het amper geen. Ek dink die beste Roundup of die beste atrazine wat jy het is 'n goeie dekgewas. Kyk maar, my bure daar langs my is 'n dekgewas, het hulle al doodgespuit, maar daar's nie 'n skraalhans of daar's niks in daai lande nie. Hulle is reg om te plant. Ek meen jy spaar tussen 1 en 2000 rand 'n hektaar se bespuiting, se gif wat jy nie daar hoef neer te sit nie. Ja. So ek dink elke en ek dink daar is 'n belangrike punt wat jy gemaak het net op die rakende grondtemperatuur op jy plant. Weet so en die dinge as jy wat lekker is van 'n dekgewas ook is jy om daar het en jy vang soos nou met hierdie reën ek sal môre middag dalk 2 uur begin plant want die grond bly soveel langer wat hy klam bly, koeler klam bly. Weet so dis nie daai van konvensioneel jy kan 8 uur 7 uur krap 8 uur plant nie, maar die onkruidbeheer wat jy uit kry en ek dink een van die ander goed ook behalwe die grondtemperatuur nog 'n ding wat ek moet noem is net as jy mielies gaan probeer net van dag 1 af. En kyk, is ook 'n ding van jy moet stelselmatig bou. Maar as jy van dag 1 af net in raaigras gaan inplant met 'n mielie, gaan jy goue geel mielies hê. Ja. Kan ek die P-woord gebruik? Dit gaan gelyk of jy met Pioneer se kunsmis geplant het.
jou mielies gaan geel wees, want hoekom? Jy kry dit gaan oor koolstof-stikstofverhouding en dit is 'n ding wat ouers moet gaan opleer. So ek weet, jy moet jou koolstof tot stikstofverhouding moet reg wees, want jou mikrobes het stikstof nodig om daai materiaal wat daar is af te breek. En nou gaan dit weer terug na 'n ander woordjie ook wat ek laas gebruik het, WOC, water extractable organic carbon. Ja. Weet, want dit is tog die wat opbrengs dryf, veral op sojas. Weet, maar daai mikrobes en goed en het stikstof nodig om daai ensieme goed te produseer en om materiaal af te breek. Waar gaan hulle dit vat? Uit jou kunsmis uit. En hulle is sterker as wat jou mielie is. En so jy kan in 'n stikstof-negatiewe periode ingaan wat eintlik jou stikstof is daar, maar dit is net vasgebind aan daai mikrobes. Maar jou plant kan dit nie kry nie. Dan kry jy geel mielietjies. Sê ou, my dekgewas het nie gewerk nie. Soos nie eintlik die dekgewas het gewerk, maar wat die probleem was is daar was 'n tyd gewees wat jou en veral as jy weet 'n groot populasie mikrobes het, dan en hoe meer carbon jy het, hoe meer honger kindertjies is daar wat moet eet en hulle gaan jou stikstof eet. So jy moet 'n bietjie ekstra stikstof gee, of dis waar as jy weet 'n peelgewas in jou mengsel gehad het, dat daar 'n bietjie organiese, ek wil nie sê wel nie so organiese stikstof is nie, maar dit is daar waar 'n bietjie van 'n verhouding van 'n dekgewas gaan help om daai stikstof-negatiewe periode net te oorkom dat jy nie jouself penaliseer en vir jou eintlik 'n kopseer veroorsaak nie. En ek moet sê ek het 1 jaar waar en dis waar kompos inkom. Ek het met kompos, eerstens het ek gehoor daai jaar jy gaan nie you're only gonna kill that dry grass. Ek het vir hulle doodgespuit, ek het daai mielies opgekry en daar was nie 'n dag dit het gelyk of daai goed in 'n geploegde land geplant is, maar soos ek sê, sodra jy jou hele grondbiologie alles terug in equilibrium kry, nê, werk alles. En ek dink 'n dekgewas is een van daai goed wat baie help om jou grondbiologie en alles weer terug te kry waar dit moet wees. Ek kan nou ou sê nou dag vir my ja, maar sy skraalhanse en sy John Deere bossie is nou maar sy dekgewasse. O ja, kyk. Skraalhanse, wat is die verskil? Dis die naaste wat geplant is. Dis die naaste wat jy in 'n Wilton gaan kry. Ja. Maar ongelukkig jy moet hom kan doodkry, anders is dit onkruid. Ja. Want 'n ding wat groei wanneer hy moet groei nie is onkruid. Dis iets anders, jy weet, maar ja, kyk, as ons kan ek dink as ons kan dekgewasse kry met van daai wortelstelsels van 'n skraalhans. Ja, dan kan ons my rippers verkoop. Ons moet weer 'n ripper. Ja. So, maar bietjie rippers, kom ons praat rippers, né? So ek het nou hier by my 4 rippers gehad. Okay. En ek het gerip met hulle langs mekaar, TLB gevat, oopgegrou. En wat doen ek toe nou hierdie keer? Ek sê nie vir ek kry toe nou ouens uit of te kom klas en sê wat sien hulle. Maar ek sê nie vir hulle wat teen dit waar gewerk nie. Wat 'n lekker oefening was dit. Want al 4 van hulle het vir my dieselfde opinie gegee. Okay. Ja, ek dink as ou meer objektief nadink, dan gaan jy 'n eerliker antwoord uit hom uitkry. Want as hy weet waar sy ripper geloop het, gaan hy obviously sy eie produk wil bemark. Ja. En ek sien dit gebeur, weet ek. Ja, maar dit want hulle uitgangspunt is hulle moet leef, so ja. Hy wil gaan jag en sy vrou see toe vat. Maar ek dink almal ek dink daar is tools vir elke occasion, daar's rippers vir elke geval. Ja. En ek sien baie ouens spring so hier by my. Ek kan nie met 'n hamerkop ingaan nie. Ek kan nie 'n hamerkopskaar opsit nie. Wat volgende jaar moet ek 'n groter ripper koop om daai sool te breek, weet. Ja. So ek sien almal deesdae verskriklike vlerke, want almal wil net sien hoe lyk die lug. Maar hoe lyk dit onder? Ja, as jy hom eintlik wil jy net hê met chatter. Hy moet net chatter, ja. Dat jy wortelpenetrasie kan kry en vogpenetrasie kan kry. Ja, en ek dink ook met al die rippers wat vandag in die mark is, daar is vir elke geval, en dis nie jy moet hoe swaarder die balk en hoe meer aggressief die tand lyk nie. Ek dink vat 'n TLB en gaan grou oop en gaan kyk, want jy gaan nie glo nie, die tweede beste ripper wat by my toe nou tussen die 4 was 'n ou Big Ox gewees. Hy staan hier buite. Ja. Daai ripper is op die plaas vandat ek so 'n klein chokkertjie was. Dis tussen al daai rippers was dit die tweede beste ripper. Ja. Ek dink hy is R10,000 werd nie, maar hy het gewerk. Vir my is hy meer as 10. Hy het vir my meer as R700,000 werd wat die swakste gedoen het se prys nou is. Jy weet so, maar dit sou as ek net gegaan het op okay, dit lyk vir my goed, dan het ek dalk geld gemors. Maar groue gat met 'n TLB en kyk eerstens. Ouens wat sê hulle rip 600 diep. Sê ek wonder of hulle weet hoe diep is 600.
ek moet vir jou sê ook en dan jy het nou net so vinnig aan geraak hier die pryse van hierdie rippers. As jy sy prys sien dan kan jy soek jy sy engine en jy wonder hoeveel keer gaan die olie moet geruil word op daai balk. Want dis hoe duur die ding is. So En sluitdele. en dan ek meen die sluitparte ek wil net sê dit moet obviously nie hou nie, maar dit hou nie so lank soos wat 'n mens eintlik dit verwag nie. So wat is dan as jy dit nou by mekaar wil vat, jou konklusie oor nou tot Ek dink jy moet en ek dink elke bewerking is ook maar net 'n tool wat jy in jou toolbox het. By my die goue reël is as ek nie hoef te werk nie, gaan ek nie werk nie. ja, Maar as ek moet werk, gaan ek werk. En as ek sien daar's kraalhanse, gaan ek werk. Want dis vir my veiliger om 'n yster in te sit as om baie van hierdie warm mengsels wat ouens nou en daar's goed wat hulle spuit wat nee. Dis ons wil 'n bietjie 'n volgende Nee, ons gaan daaroor gaan ons ook moet praat, ja. Maar ek dink hou by wat vir jou werk ook, probeer iets anders, maar hoe minder grond jy gaan versteur, hoe beter. Dit is die rigting om te gaan. Een of ander tyd gaan jy daai proef doen en dan gaan jy agterkom maar al het jy vol ploeg, gaan daar verminder verwerking of gaan rip op die ry of whatever ook al, maar hou by wat vir jou werk, maar probeer minder werk. Ja. Less is more as dit by bewerking kom. So. Want en ook einde van die dag dit beïnvloed jou hele plantproses en hoe die gewas vir jou stand en goed wat jy gaan moet kry. Ja. Maar ek dink 'n planter is belangriker ook daar. So ek dink kom ons stop nou 'n bietjie eers daar. Kom ons halt hom daar en dan vat 'n groot sluk van hierdie donkerblou glase nog. as hy nog lekker koud. Voordat ons praat oor hierdie ouetjie ook, hierdie tipe goed hier agter. Cheers. Cheers.